Jy is steeds by Goeiemôre, good morning. Ons almal dink ons kan gewoonlik agterkom wanneer iemand jok, maar hoe waar is dit regtig? Vandag gesels ons met Marcus Coetzee, 'n sielkundige en spesialis in leenopsporing van SALX wat werk met tegnieke soos kognitiewe onderhoudvoering om waarheid van leuns te onderskei. Marcus, goeiemôre, good morning, hartlike welkom. Dankie. Mense dink hulle kan regtig maklik agterkom wanneer iemand jok, maar hoe akkuraat is leenopsporing eintlik? As jy my ma vra, dan sal sy sê 100%. Ek kon nooit vir haar jok nie. Die waarheid is omtrent 54%. Net meer as 'n kans vat. Want ons is so geleer om goedjies weg te steek, om nie die waarheid te vertel nie, om onsself te bevoordeel of om onsself uit die moeilikheid uit te hou, dat hulle het 'n studie gedoen in 2022 en hulle het gevind dat net 54% van die keer is jy eintlik akkuraat. So jy kan dink dat die persoon vir jou jok, maar dis nie juis verkeerd. So jy het eintlik daai gawe by mamma geërf? Nee, dis nie 'n gawe nie. Ons het hard geleer, want daar's baie goed wat jy leer, mense bly mens, en daar's baie goed wat vir jou dan wys as hulle nie die waarheid vertel nie. Marcus, wat is van die algemene goed waaroor mense die meeste jok of 'n wit leentjie vertel? Dis maar gewoonlik om hulle self uit die moeilikheid uit te hou. As jy iets gedoen het wat jy nie moes doen nie, as jy iets gedoen het en jy weet jy gaan raas kry, jy gaan in die moeilikheid kom by die polisie, by jou baas, iets vergeet om 'n werk te doen, aan die hond jou huiswerk geëet. So dis maar meer om uit die moeilikheid uit te bly vir jouself. Jy kry kwaadwillige leenvertellers, soos die narcissiste, maar meestal is dit, ons sien dit maar as 'n wit leentjie, maar dis nie altyd, dis nie goed nie. Ek wil bietjie gesels oor kognitiewe onderhoudvoering. Dit klink na so 'n fascinerende onderwerp. Wat behels dit? So, dis 'n gespesialiseerde manier van ondervraging. As ek jou vra, 'n vraag van, kom ons sê byvoorbeeld, jy was vanoggend op die N1 gewees, daar het 'n rooi kar agter in 'n blou kar en vasgery. Dan vra ek jou wat het gebeur? Nee, 'n rooi kar het agter 'n blou kar vasgery. Maar dis nie die volle waarheid nie. Kognitiewe ondervraging help jou om die hele waarheid vir my te vertel sonder jou vooraf opgestelde idees. Want jy het 'n sekere geskiedenis van goed wat jy altyd na oplet, goed wat jou fascineer, jy sal meer dit onthou, en die KI, cognitive interviewing, fokus daarop om die hele prentjie te kry. Goed wat jy dink wat nie belangrik is, nie vir my belangrik. Soos byvoorbeeld, jy het dalk die diesel geryk 500 meter voor die ongeluk waarop die karre gegly het. Maar jy kom dit nie agter nie, want niemand vra jou daaroor nie. Waar in cognitive interviewing vra ons jou waar het jou dag begin, alles tot en met daai insident. En wat het jy geryk? Wat het jy gehoor? Toe jy by die huis uit is, wat was jou gemoedstoestand? So dit gaan oor die hele pakket van die mens wat jy ondervra, van die begin van sy dag af tot die insident. Want al die sintuie speel eintlik 'n rol in hoe mens iets ervaar. Ja, alles speel 'n rol. Liggaamstaal is ook 'n goeie, ek wil nie sê indikasie nie, maar as jy iemand se liggaamstaal kan lees, kan dit eintlik vir jou nog inligting gee oor of hulle vir jou jok of nie. Liggaamstaal is baie belangrik. Belangriker is wat meeste mense graag wil hê. Wanneer ek praat, wanneer jy praat, luister jy om 'n antwoord te gee. Maar die subtiele tekens is in die liggaam en dan ook in die stemtoon en die spoed waarteen hulle praat. Dit het alles te doen met jou basislyn. Ek sal nou as ons geleentheid het gou daaroor praat, maar jou liggaamstaal is baie belangrik. Die fout wat mense maak met liggaamstaal is, ons is geleer as iemand links bo kyk wanneer jy hom 'n vraag vra, dan jok hy, want hy probeer kreatief wees. As dit my basislyn is, my menswees kyk altyd links bo wanneer iemand my praat, of ek kyk niemand in die oë nie. As gevolg van kulturele opvoeding, dan sê 'n ander kultuur, maar die persoon jok vir my, want hy kan my nie in die oë kyk en my antwoord nie, maar dis nie waar nie. Dis daai persoon se basislyn. So jy moet verby dit kyk. Liggaamstaal is uiters belangrik, maar dit moet in Engels hulle clusters gelees word. Daar moet 2 of 3 wees wat saamstem, dan weet jy daar's misleiding wat plaasvind. So, hierdie is vir my so interessant. Ons het net onder 'n minuut oor. Ek wil vir jou vra, hoe ervaar mense vir jou wanneer hulle weet wat dit is wat jy doen? Hulle is versigtig en hulle is verkeerd. Want mens kan nie
daar's groot tekens wat wys as iemand 'n leuen vertel. Ja. Maar meeste mense is al so ervare en goed gekondisioneer dat hulle subtiel die leuns vertel. So vir my om hier by jou te sit en jy sê vir my wanneer ek jok, is nie ek gaan deel van die 54% wees. Ek moet 'n basislyn skep. Wat is jou mannerisms, jou lyfstaal en so voort. Maar ja, wanneer mense dan hanteer jou anders, wat jammer is, want dan vertel hulle jou eers die waarheid. Dankie Marcus. So interessant. Marcus Kutse van SalX.